Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here innig dankbaar dat hy ons uitgespaar het, dat ons 'n goeie nag se rus kon geniet het en dat ons vanmôre vars verkook en nuut opgestaan het om dan die nuwe dag tegemoet te gaan in sy wonderlike naam. Voorreg om hierdie nuwe week te begin met die blye wete dat die Here op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete, dat hy ook deur sy gees in ons harte woon en dat hy vir ons ook sal lei en bewaar tot daardie groot en deurligte dag wanneer ons hom in sy heerlikheid sal sien soos hy is. Nou vriende, ons begin vanmôre met 'n reeks aktuële boodskappe of dan aktuële onderwerpe en baie keer vra mense nou, wat is hierdie aktuële boodskappe of onderwerpe? En dis eenvoudig vrae wat mense vra oor dinge wat in ons hier en nou gebeur, dinge wat vandag gebeur, dinge wat u en ek beleef, dinge wat ons oorlees, wat ons op televisie sien, wat ons in die koerante sien, op sosiale media, en vra ontstaan oor hoe moet ons hierdie dinge Bybels hanteer. En jy moet hoor dat ek vanmôre sê, hierdie aktuële onderwerpe gaan Bybels hanteer word. Ek is nie hier om 'n opinie te gee nie, ek gaan binne die raamwerk van God se woord vir u probeer begelei in die regte rigting, sodat ons God in alles kan verheerlik. Nou vriende, dit sou baie makliker gewees het as die Here vir ons 'n lys van 3, 4, 500 dinge gegee het, en as ons 'n vraag gehad het, sê argumentsonthalwe oor vir watter party stem ek, dat ek gou na die handleiding kon gaan en gaan kyk het, okay, hier is die antwoord vir watter party stem ek. Of as daar miskien 'n vraag is oor dinge soos selfmoord, om gou na hierdie lys te gaan en te sê, okay, dis wat die Here oor selfmoord sê, of oor verassing, of begrafnis, okay, dis die antwoord wat die Here gee. En dis ongelukkig nie so maklik nie, daarom moet ons die Bybel in konteks en in die breë skope sien wat die Here vir ons gegee het, sodat ons kan ontgin uit die woord wat die Here ook vir sy kinders geleer het, eerste plek vir sy volk in die Ou Testament, en ook vir ons as kinders van God in die Nuwe Testament, en hoe dit op ons van toepassing is vandag vir die hier en nou. Sommige antwoorde is baie makliker as ander, maar ek vertrou die Here dat ek u kan begelei in die waarheid van God se woord, om God dan ook te verheerlik. En ons gaan vanmôre dadelik wegval met die gedagte, vir wie stem ek, vir watter party stem ek dan in Suid-Afrika? Ons weet vriende, 29 Mei 2024 is weer eens ons nasionale en provinsiale verkiesing, waar ons dan vir sekere partye stem, om dan hierdie land en dan ook die provinsies te regeer. Nou, u weet, is elke 4 jaar wat dit gebeur, en ons weet hoe die politici vir ons dinge beloof, daar word gestem, en 9 uit die 10 keer gebeur die dinge nie, waarvoor ons stem en wat die mense aan ons beloof het nie. So die vraag wat mense my vra is, vir wie stem ek Gerard, vir watter party stem ek, en daar is baie antwoorde wat vir my gegee word, en baie stemme wat opgaan, en die meeste se gedagte is, kom ons stem vir 'n party wat die huidige party kan opponeer. Ons gee nie om vir wat hulle staan nie, ons gee nie om wat hulle geloofsoortuigings of wat hulle gedagte is nie, net solank hulle die party wat huidiglik aanbewind is, kan teestaan. En die vraag wat ons vir onsself moet vra, is dit die regte gesindheid, en ons gaan kyk wat die Bybel vir ons kom leer. Nou vriende, vroeër jare was baie makliker om te stem. Daar was 4 of 5 partye en jy stem vir daardie party. Meeste van hulle was deursigtig, meeste van hulle het vir ons goeie antwoorde gegee. Ons weet dat daar in die politiek altyd dinge is wat amper sê 'n sluier oorgetrek is, dinge wat vir ons duister is. Ons weet dit, ons gaan nooit alles weet nie, maar vroeër jare was dit makliker. Nou hulle sê vandag is daar ongeveer 300 partye en dan nog individue waarvoor jy kan stem. So dit raak al hoe moeiliker om dan jou kruisie te trek, en daarom moet ons 'n duidelike Bybelse begeleiding ontvang. Nou kom ek begin deur vir u te sê, vriende, daar is so 'n paar regeringsstelsels waarvan ons kan onderskei wat die Bybel ons leer en die geskiedenis dan ook. Die eerste een is die teokrasie. Wat is 'n teokrasie? 'n Teokrasie is 'n regeringsstelsel waar God regeer. Ons weet in die Ou Testament lees ons hoe God sy volk Israel regeer het, en hulle het begin hinker na wat die nasies gehad het, 'n koning, en die Here het vir hulle gegee wat hulle gevra het. Die koning Saul en die hartseer gevolge was deel van hulle lewe. Later sien ons dan ook in die Bybel die monargie, die koning Saul wat regeer het, en hoe die Here dan vir Dawid later aangestel het, en hoe Dawid se kinders dan regeer het, en hierdie geslag van Dawid dan ook op die troon van Dawid gesit het. Ons sien ook in die geskiedenis autokrasie, baie keer in die Bybel lees ons daarvan. Autokrasie is 'n diktatorskap. Ons beleef dit vandag ook in hierdie wêreld. Ons dink aan plekke soos Noord-Korea en Rusland, 'n leier wat met mag en mening regeer, hy het 'n sterk weermag agter hom, en met 'n ysterhand regeer hy die land, en as enige iemand iets teen hom sê, is dit ikabod met daardie persoon. En dan kry ons 'n demokrasie, en meeste mense reken 'n demokrasie as 'n wonderlike regeringsstelsel, en ek wil vir u sê, ek dink
ons in Suid-Afrika beleef dat 'n demokrasie verseker nie 'n goeie regeringsstelsel is nie. Waarom nie? Jy sien, 'n demokrasie is juis daar sodat die oningeligte massas kan stem vir 'n persoon wat vir hulle die meeste beloof en eintlik vir hulle nooit dit gee nie. 'n Demokrasie is, vriende, waar wetgewing eintlik nie meer regtig toegepas word nie, want almal is reg. Elkeen het sy eie opinie, elkeen het sy eie idee. Daar is baie min absolutes en daar is baie min dinge wat vir ons nog reg en verkeerd is. In 'n demokrasie kan ons alles maar laat begaan en ons hoop maar vir die beste, en daarom vind ons die chaos. Ons vind dat die polisie, die justisie, die regering, die leiers, vriende, dat alles uitmekaar val. Kyk maar net na ons land, kyk na die kerke, kyk na die universiteite en ons sien die chaos wat heers in hierdie demokrasie van ons. So die vraag wat ek nou gaan probeer beantwoord is, vir watter party moet ek en jy stem? En dan moet ek net eers vir u sê, daar is soveel mense wat vir my sê, luister Gerard, ek stem nie. En dan opper hulle redes soos, man, dit is in elk geval 'n klomp kroekspil hierdie, dis 'n komplot wat gesmee word, die uitkoms is al klaar bepaal, so hoekom moet ek stem? Anders sê weer, ek gaan nie stem nie, want ek het nie geregistreer nie, en ek gaan nie al hierdie moeite doen om te registreer om my ou kruisie te trek nie, en dan sê hulle baie duidelik, my stem tel in elk geval nie veel nie, en ek gaan nie in 'n ry staan om te stem nie, en die Bybel sê niks oor hierdie saak nie, my tuiste is in elk geval in die hemel, en so is daar baie verskonings waarom mense nie stem nie. Ek is vanmôre hier om vir jou te sê, as jy in Suid-Afrika bly, het jy 'n goddelike verantwoordelikheid om jou kruisie te gaan trek die 29ste Mei van hierdie jaar. Jy en ek het die verantwoordelikheid, en vriende, as jy nie stem nie, wil ek jou vra om jou mond doodstil te hou, dat jy geen woord sal uitspreek teen hierdie regering en teen die boosheid van hierdie huidige regeringsstelsel nie. Dit is belangrik om te weet, as jy stem, het jy ook daardie verantwoordelikheid nagekom om wat die Bybel vir ons leer, sout van die aarde en lig vir die wêreld te wees. So kom ek probeer u begelei in watter rigting u moet beweeg wanneer dit kom by Stemdag 2024. En ek gaan vir u 'n paar Bybelse beginsels gee wat ons moet toepas in ons lewe, ook wanneer dit kom by die party waarvoor ons stem. Die eerste gedagte, vriende, die Bybel leer ons dat ons sout van die aarde en lig vir die wêreld moet wees. Nou ons doen dit deur ons stem te laat geld om leiers aan te stel wat die naaste aan die woord van God regeer. As sout van die aarde werk ons verderf te, as lig van die wêreld gee ons lig in hierdie donker duister toestand. Ons verkondig Christus en hom as gekruisigde en ons stem vir leiers wat die naaste aan God se woord regeer. Die tweede gedagte, as landburgers van Suid-Afrika moet ons besef dat ons nie die laaste geslag is nie. Ons moet stem sodat ons kinders 'n toekoms kan hê in 'n land waar die waarheid nog in vryheid aangehoor en verkondig word. U sal met my saamstem, ons is nog baie bevoorreg in Suid-Afrika om ons kerkdeure oop te sluit, dit toe te sluit, ons het die voorreg om nog ons Bybels te lees, ons het nog die mate van vryheid, daarom moet ons stem vir 'n party wat hierdie vryheid vir ons gaan bly handhaaf, sodat ons dan ook as kinders van die Here kan lewe in 'n land waar ons die waarheid met vrymoedigheid kan verkondig. Nog 'n gedagte wat ek so uit die Bybel en my Bybelstudie gekry het, ons stem omdat God se wet en woord ons die opdrag gee om ons naaste lief te hê. Vriende, as jy jou naaste lief het, stem jy vir 'n party wat God se woord as 'n wegspringplek en basis vir regeringsgebruik hoog ag. U sien, dit is baie belangrik dat ons sal sien, om jou naaste lief te hê is om die beste vir jou naaste te bedoel. En hoe kan jy die beste vir jou naaste gee? Wanneer jy gaan stem vir 'n party wat sy wegspringplek is, om God se woord prioriteit te gee, voordat hulle wetgewing instel. 'n Volgende gedagte, wanneer dit kom by 'n party waarvoor jy moet stem. Wanneer jy stem, vriende, kyk na wat die party se beleid is. Staan die party dinge soos aborsies, die LGBTQ beweging voor? Is hierdie mense goddeloos in hulle denke en hulle optrede? En as dit so is, wil ek vir u sê, dis 'n rooi lig wat opgaan. U sien, as kinders van die Here stem ons nie vir beter paaie en korter gras en al hierdie dinge nie. Waarvoor stem ons? Ons stem vir moraliteit. Ons stem vir Bybelse beginsels. Ons stem vir 'n party waar Christus nog erken word en sy woord en gesag dan nog heerskappy voer. Daarom baie belangrik dat ons sal sien, wanneer ons kruisie trek, dat ons ten minste iets weet van hierdie party vir wie ons stem en hoe hulle Bybelsekere dinge hanteer. 'n Volgende gedagte, ons stem vir kandidaate wat eerbaar, eerlik, deursigtig en belese is
om te verstaan waaroor dit gaan om 'n land te regeer. Ons stem vir mense wat ten minste weet dat God stel leiers aan en God stel leiers af en hy sal rekenskap van leiers eis. Met ander woorde, dit is belangrik om te sien dat die kandidaate ten minste deursigtig moet wees. 'n Volgende gedagte. Ons kyk na wat hulle houding teenoor die woord van die Here, die volk van die Here Israel, teen die wet van die Here is. En vriende, as hulle kommunisties in hulle uitsprake is, en dat hulle poog om hierdie land onder staatsbeheer te bring, dan is dit belangrik om te sien dat dit 'n rooi lig is wat opgaan. Dis baie belangrik om te sien dat Suid-Afrika al die jare regeer was deur die Romeins-Hollandse reg. Hierdie Romeins-Hollandse reg was direk afgelei van God se woord, en daarom as 'n regering kommunisties is, as 'n regering wegbeweeg van God se woord, as 'n regering God se woord minag, is die rooi lig om wat opgaan, moenie vir daardie party stem nie. Nog 'n gedagte wat u in ag moet neem. As daar 'n vergryp aan staatsfondse is, of mense wat in posisies is wat nie bekwam is om hierdie posisies te beklee nie, is die rooi lig wat afgaan dat u vir hierdie party nie moet stem nie. Waarom nie? Want hierdie party sal die land net verder in die verderf regeer. Daarom is belangrik dat u sal sien, hier is maar 'n paar Bybelse riglyne vir die party vir wie u moet stem. En nou is die vraag, nou wat van as die uitkoms negatief is? Sê nou ek het vir hierdie party gestem, maar die ander party kom aan bewind en is 'n goddelose party, dan sê die Bybel vir ons baie duidelik in Romeine 13 vers 1 en 2. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is deur God ingestel. Sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan. En die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Ons sien reg deur die Bybel dat God stel leiers aan en af, en as God vir 'n tyd lank 'n goddelose leier aanstel, ten einde sy tug ten uitvoer te bring oor 'n land wat hom verwerp het, dan moet ons onderwerp aan God, ons moet ons onderwerp aan die regering, in soverre hulle nie teen die Bybel oortree nie. As 'n party aangestel word en hulle steun God se woord, hulle stem vir aborsies en LGBTQ beweging en alles, moet ek nog steeds ons stem laat geld deur te sê, alhoewel die regering sê hierdie goed is reg, sê God se woord, die hoogste regering van alles, dis verkeerd en ek gaan hierdie moraliteit bly handhaaf deur op te staan teen hierdie bootsheid, ook in die tyd en dag waarin ons leef. Nou vriende, hier is 'n paar kort riglyne, ons kan dit geweldig meer uitbrei. Ek vra dat u 'n verdere studie sal doen, maar maak seker as u die 29ste Mei u kruisie gaan trek, dat u as landsburger God liefhet, dat u hom dien, dat u hom volg en dat u die beste vir Suid-Afrika, vir u naaste, vir u kinders dan ook in gedagte het, sodat die evangelie gevestig kan word hier in Suid-Afrika, opnuut weer gevestig kan word, siele gered kan word en ons weer 'n land kan wees wat God vrees en God dien. Mag die Here u genade gee, mag hy u wysheid gee en mag u met wysheid bekragtig word om dan ook die Here se genade uit te leef aan ander om u. Mooi dag verder, seën vir u, groete, tada.